Wat? Vandag is die 15de dag van Julie 2026 en is 'n Woensdag. Wat beteken ons kan huiskerk hou? Wat beteken ons hou huiskerk? Wat beteken ons is hier? Dankie vir almal wat hier is. Ek het nou maar net hierdie ding aangesit want ek wil begin kekkel. Dankie vir die lekker kos wat vir ons voorgesit was. Nou, ek is jammer dat ons nie in hierdie koue tydperk aan mekaar kan elke Woensdag by mekaar gekom het nie, maar Jesu. Die koue het gevat aan ons. Ek kom elke dag uit eie kennis uit agter hoe lekker koud dit regtig is. In hierdie laaste rukkie wat ons nie by mekaar gekom het nie, het ek hier in die oggende omgestap 5 uur hier na die kantoor toe, dan sit -1. Daadwerklik -1. En dan as ek later met die kar kantoor toe ry, dan sien ek maar dit is nou net 4 grade. Né? So party oggende, die een oggend was dit 1, die ander oggend was dit -1 en toe was dit 4. En so wissel hy maar hy wissel op 'n plek waar hy baie koud is. Nou gister het ons nou gesien vandag gaan 'n warm dag wees, maar vanoggend was glad nie warm nie. Ek dink nie enige iemand met onder die illusie verkeer nie. Vanoggend was maar koud. En ek het gewonder of die koue ons uit mekaar uit gaan hou vanaand. En toe amper dat die duiwel het reg gekry om ons met werk uit mekaar uit te hou, want hy het vir my so opgesaal. En dit is nou juis actually waaroor ons gaan bietjie praat vanaand. So terwyl julle rustig is, gaan ek vanaand met julle praat oor hoe 'n mens se roeping tot algehele oorwinning lei. Nou dis 'n snaakse tema. Vir die volgende rede is dit 'n snaakse tema. 1, en ek gaan so hier en daar Engels inchip vir Lyken se onthaalwe. Okay, I'm going to chip some English in here, some British in here, so that you can follow, because I don't always have the privilege of having you with me. So, pardon me as ek so af en toe switch na Engels toe. But what it's all about is to recognize, firstly, what your calling is. And we had a chat recently, Lyken and I, about this. And it's not that I'm continuing in that, but what I'm talking about tonight is your calling will cause you to work and walk in absolute victory in Jesus. And I'm going to try and explain that. And the first problem that you've got is, if you don't know what your calling is, you're not close to your victories. Because once you are walking in your calling, you are victorious. And I'm going to explain that. Wat ek sê in Afrikaans vir die boertjies en die mense van die Wes-Kaap, which are you, in die Afrikaanse weergawe, is dat jou roeping, jou geestelike roeping, laat jou in absolute oorwinning wandel. En dit beteken nie, daar gaan nie storms wees nie. Dit beteken nie, daar gaan nie teëspoed wees nie. Dit beteken nie, daar gaan daar kom wat jy sê, eers, ek wens ek is nooit gebore nie. Job het so gewens, Jesaja het so gewens. Die Bybel is vol van voorbeelde van mense wat sê, eish, die lewe is woes. Maar dan wil ek julle terugvat na wat met Paulus hulle gebeur het in Handelinge, waar hulle gesê het, dit het met hulle so sleg gegaan, dat hulle gewens het, hulle is dood. Met gesê, ons het gewens dat ons eerder maar dood is, en gesterf het. Hy sê, maar toe kom die Here en red ons uit al ons benoudhede. Hoekom? Want hulle was besig met hulle roeping. Ok. So hier is 2 goed vanaand wat baie belangrik is. Calling en dan walking in your calling. En dit is waaroor dit gaan. Nou, as jy
wil weet wat jou roeping is, wie roep? Wie roep ons? Jesus Christus roep ons, maar Jesus Christus is God. Hy is God die Seun. Hy is deel van die drie-enige God. Dit is God wat ons roep. Net soos wat God aanvanklik voor die uitstorting van die Heilige Gees duidelik in die Ou Testament gewys het hoe hy mense roep. Nou ons het oor roeping gepraat. Ons het 'n hele sessie of 'n paar of 2 dink ek oor roeping gehad hier in die huiskerk en ons het gepraat oor, en ek gaan dit nie herhaal nie want dan gaan hierdie 'n lang sessie word, maar ons het gepraat van daar's 'n algemene roeping. En dan is daar spesifieke roeping. Algemene roeping is, ons is almal geroep om getuies vir Jesus Christus te wees. Hy sê, gaan die wêreld in, maak disippels van al die nasies, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en maak hulle getuies. En hulle gaan weer in getuig, en hulle leer weer die volgende ins om te onderhou wat Jesus Christus hulle geleer het. En wie help ons om dit te doen? Wie is ons helper? Van nou onlangs wat ons gepraat het, die Parakletos, die Heilige Gees. Hy sal ons leer en ons lei in al die waarheid, en hy sal ons herinner aan alles wat Jesus Christus gesê het. Dit is die belofte van die Here is, we will never forget what Jesus has said, because the Holy Spirit will remind us, and tell us, and guide us. So, ons het almal 'n algemene roeping. 1, ons het almal 'n roeping om vir die Here te lewe. 2, ons het almal 'n roeping om die evangelie te verkondig en te getuig van die goedheid van die Here en vir mense te vertel van die wonderdade van die Here. Maar almal van ons is nie geroep om evangeliste te wees nie. Almal van ons is nie geroep soos wat Paulus geroep was om die apostel vir die heidene nasies te wees nie. Almal was nie geroep soos in die Ou Testament die Here vir Besaliel geroep het en 'n roeping op sy lewe geplaas het en hom 'n salwing gegee het om die tabernakel te bou en die ark te bou en al die toebehore daarmee gepaard gaan onder omstandighede waar dit prakties onmoontlik was, en ek het dit vir julle verduidelik. Dit was eintlik nie vir hulle moontlik om dit te kon doen nie, maar God het hulle werklik waar so bekwam, die Heilige Gees het hulle so bekwam, dat hulle dit kon doen. Nou baie mense sê, ag nee, maar weet jy wat? Ek het nie 'n spesifieke roeping nie. Ek is maar net een van daai ouetjies in die massa. Né? Wat geroep is om so af en toe vir iemand as die geleentheid om voordoen te sê, ja, die Here is goed, dankie. Jy weet? Bye. Wil nie veel uitbrei daaroor nie, want weet jy wat? Baie keer is mense bang dit ontlok 'n polemiek. Baie keer is mense bang om daaroor te praat, want hulle sê, weet jy wat? As 'n mens daaroor begin praat, dan bring dit weerstand en mense begin in opstand teen jou kom en mense begin vir jou sê jy's 'n dweper en jy loop met die Bybel onder die arm en allerhande sulke goeters. En dan is dit ook baie keer die eerste klip wat mense optel en jou mee gooi. Want net sodra hy vir jou vra om te help en jy sê ek gaan jou nie help nie, dan sê hy vir jou, is dit nou hoe 'n kind van die Here moet optree? Jy is die ene wat heeltyd vir ander mense vertel wat die woord van die Here sê en kyk nou. En so wil hulle jou met die woord van die Here manipuleer om dinge te doen. Né? En Paulus het met hierdie goeters te doen gekry. Nee. En dis hoekom Romeine so, ekskuus, ek het vasgehak, soos 'n plaat wat vashak. Romeine sê vir ons, hoekom dit belangrik is om te verstaan wat die evangelie van Jesus Christus behels en beteken. En dit is hoekom hy duidelik in Romeine die onderskeid maak tussen wat dit is om in die vlees te wandel en wat dit is om in die gees te wandel. En dan sê hy, hulle wat in die vlees wandel, né, doen die werke van die vlees en dit kom uit hulle sondige aard en natuur uit en hulle is verlore. En dan sê hy, maar hulle wat deur die gees gelei word en hulle wat die geestelike dinge doen, gaan die lewe beerwe, gaan die ewige lewe hê. Hy sê, hulle wat deur die gees gelei is, hulle is die kinders van God. En hy maak daai duidelike onderskeid en dan begin hy vir die mense in Romeine verduidelik,
waar die onderskeid lê tussen vlees en gees. Maar nou is dit baie duidelik, dat Paulus was nie 'n baie gewilde ou nie. Want net soos wat hulle in die Handelinge vir hom gesê het, hoor jy so, jou groot wysheid dryf jou tot waansin. Is daar baie mense wat gesê het, ek soek iemand anderster om na te volg, en dan het elkeen maar vir hulle 'n leermeestertjie gepiek, né? My pastoor. Kom na ons kerk toe, ons pastoor. So nou is ek 'n disipeltjie van ons pastoor. En 'n ander ou sê, julle pastoor kan die kers vashou met ons kas. En klink soos laities in die skool. Jy weet, my pa is groter as jou pa. Né? My pa is sterker as jou pa. Nou ja, hierdie gesprek lyk vir my, is die Bybel vol, né? Nou, terug na vanaand se woord toe. Roeping is belangrik. Want dis waaroor dit gaan. As jy dink, jy sit om dowe neute vanaand hier, maak jy 'n fout. As jy dink, jy is om dowe neute gebore, maak jy 'n fout. As jy dink, jy is nou maar 'n bota, omdat 'n bota moet wees, ek sonder jou nie uit nie, hoor. Maak jy 'n fout. It's not by coincidence, it's not by mistake, and it's not by sheer divine whatever. Dis beplan. God het dit beplan voor die grondlegging van die aarde. Het hy dit beplan? Die woord van die Here sê, ons hele lewe is in sy boek aangeteken. Dawid skryf dit in sy Psalm. Hy sê, ons het die Psalm aangehaal toe ons gepraat het oor Romeine. En is snaaks hoe hierdie psalms deurweef is in die Nuwe Testament en met dieselfde beginsels. En die Psalm sê, Here, U het my geken terwyl ek nog 'n ongevormde klomp in my moeder se skoot was. U het my kunstig aan mekaar geweef. So wat jy is deur God in jou gesit. Wat nie daar is nie, het hy nie gedink is belangrik vir jou lewe nie. En toe hy jou komponente bymekaar gesit het, het hy een ding besef. En dit is, ek het 'n taak vir jou. En daarom bou ek hom presies wat hy is. Waar het karre vandaan gekom? Waar het lorries vandaan gekom? Waar het treine en trokke en goeders vandaan gekom? Mense het 'n behoefte gehad en dan het hulle gesê, kom ons maak 'n plan en bou iets wat die job kan doen. Nou as die mens so slim kan wees, hoeveel te meer is die Here God nie alwys nie. En net soos wat mense dinge maak wat hulle nodig het om vir hulle 'n job te doen, so het God julle nodig om vir hom 'n job te doen. En jy kan van jou job al weghardloop soos wat ons vriend Jonah gedoen het en gedink het ek gaan wegkom. And you can remember the sermon that the pastor preached when we were down in the Western Cape now about Jonah and how he fled from God. You can't flee from God. He will get a fish to catch you and to eat you and to spit you out where he wants you. God, as hy 'n doel met jou lewe het, het hy 'n doel met jou lewe. Dalk vrede met dit. Né? En nou het ek vir julle almal slegte nuus. En dit is, elkeen van julle het 'n besonderse roeping. Daar is nie so 'n ding, dat daar is 'n klomp ouens wat maar net saamryers is nie. Baie mense maak van hulle self saamryers. Baie mense is content. Oh, I'm content with who I am. I'm happy in my skin. If you know the Holy Spirit the way I do, you will not be content. Want die Heilige Gees gaan 'n las op jou plaas. Waar kom jou roeping vandaan?
Wat is jou roeping? Nou lees ek na oor hierdie ding van roeping. Né? Nou ek het nou nog nie AI geprobeer nie. Ek het vandag vir Janiek gesê, maybe gaan ek en AI dalk nog pelle word, maar op hierdie stadium is ek nog maar bietjie beangs oor AI, want ek weet nog nie altyd of hulle regtig weet waar die klok lê nie. Want hulle vat nou maar net 'n klomp data en gooi dit bymekaar. My opinie. Baie seker maar baie akkuraat ook, né? Maar die punt van die saak is, ek kan nou gaan kyk na wat baie mense sê, en daar's baie ouens wat boeke daaroor geskryf het. En dan was dit amper bestsellers. En dan is daar baie ouens wat gepreek het daaroor, en daar's baie video's op YouTube daaroor, oor how to find your calling. En dan begin hulle, en dan sê hulle vir jou, wat like jy? Wat is jou passie? Kyk, laat ek vir jou vertel, nee. In party ouens se lewe is ander vrouens 'n man se passie. Ek dink nie dis 'n calling, of iets wat 'n calling kan bepaal nie. Nee. Because why, daai passie kom nie van die Here af nie. Daai passie kom van 'n ander plek. Ja, maar ek maak hulle gelukkig. Nee, wel, dis al wat dit doen. Punt van die saak is, hulle het 'n klomp dinge wat die ouens sê, kyk wat is jou passie, en kyk wat is jou vermoëns en jou talente, en dan kyk jy weet, hoe 'n mate van 'n dryf is daar in jou vir siele wat verlore gaan, en dan het hulle 'n klomp sulke goeters wat hulle opnoem. Ek is jammer. Dis nie wat die woord van die Here vir my leer nie. En die is my riglyn. Die is my padkaart. Die Here se woord sê vir ons, wandel volgens my insettinge en my verordeninge, wandel volgens my woord en my wet. Dan sal julle in julle roeping inleef. En ek gaan nie toevallig in hom inval nie. Want my roeping kom nie van my eie passies en my eie drange en my eie dinge nie. My roeping kom van die Heilige Gees wat dit op my kom afdruk in opdrag van Jesus Christus. Want aan wie behoort ek? Who do I belong to? Ons Hemelse Vader. We belong to Jesus Christ. Ek het die verse hier in die notas. Dis een van die versies wat ek vinnig kon nog kry voordat die tyd my gevang het. Maar die versie wat daarmee saamgaan is, ons behoort aan Jesus Christus. Nee. Hy sê, hy het ons vrygekoop. Hy het ons dier gekoop met sy bloed. Ons behoort aan hom. OK? Ek is sy eiendom. Ek kan dit aanvaar, en dan kan ek sy kind word, as ek aan sy gebooie gehoorsaam is, of ek kan dit verwerp en sê, I'm not interested. En dan is dit letterlik iemand wat sy rug op Jesus Christus en die evangelie van Jesus Christus en die kruis draai, en die jammerlikheid daarvan is, al is dit die beste ou in hierdie wêreld, al het hy die beste besigheidsvermoëns en hy doen verskriklike goeie dinge vir baie mense, is ek jammer om te sê, net soos wat die ryk dwaas sy oë oopgemaak het in 'n baie warm plek, nadat hy 'n goeie ou was. Ons lees nêrens dat dit 'n ou is wat hom oorgegee het aan drank en ander vrouens en allerlei goeders nie. Hy het gewerk hierdie ou. Hy het 'n klomp goeders bymekaar gemaak. Hy het sy skure vol gemaak, en toe al sy skure vol is, toe sê hy, nou kan ek gaan terugsit, en toe sê die Here vir hom, jy dwaas. You've missed it. That's not what it's all about. You've missed your calling. Nee. Kyk na die ryk jongman. Die ryk jongman kom by Jesus Christus en hy sê, goeie meester, wat moet ek doen om gered te word? En die Here sê vir hom, verkoop al jou skatte en kom volg my. En hy het teleurgesteld weggegaan, sê die skrif, want hy was baie ryk. Jy sien, wanneer dit begin, wanneer jou calling van jou begin iets vereis,
dan is dit 'n las. En nou sê baie mense vir jou, ja, maar weet jy wat, die evangelie is nie 'n las nie. Ek het vir jou slegte nuus. Jesus Christus sê, neem my las op julle. Hy sê, neem my juk op julle. Hy sê dit in Matteus. Hy sê, neem my juk op julle, want my juk is lig en my juk is sag en my las is lig. En wat is die las van Jesus Christus? Om te wandel ooreenkomstig die roeping waarmee jy geroep is. Matteus 11:29, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Nee. So sorry vir jou, maar as jy aan Jesus Christus behoort, gaan daar 'n las op jou wees. Sy las. Eerste ding van sy las is, wandel volgens my gebooie. Wandel volgens my gebooie. Kom my woord na. Wandel in oorwinning deur my woord. Hoe gaan ek in oorwinning leef? Deur te lewe volgens die woord. Wat sê Prediker? Hy sê, waarmee sal 'n jong mens sy pad suiwer hou? Ek is so bly hy sê nie ou mense nie, want ons het nou al afstand gedoen van al die twak, né? Maar hy sê, waarmee sal 'n jong mens sy lewe suiwer hou? Hy sê, deur dit te hou na die woord van die Here. Soos die woord van die Here sê, my las wat ek op jou lê is, moenie jou dronk drink aan wyn nie. Moenie jou dronk drink aan wyn nie. As die woord van die Here vir jou sê, mense wat vroegdag begin kuier en in die aand hulle drank meng, hallo, Coke en Brandas en alles wat gemeng moet word om gesuip te kan raak, val in daai kategorie, en dan 5 tot watter tyd in die nag, en dan dronk by die huis te kom, en dan al die triks in die boek probeer om in die huis in te kom, sonder dat jou vrou wakker word. As die woord van die Here sê, moenie dit doen nie. Moenie dit doen nie. Dis nou maar net gruwelooslike goeters as demonstrasie, maar hier's 'n kleintjie. Moenie so gou kwaad praat van iemand anders nie. Moenie so geoordeel nie. Mense is geneig om vinnig te oordeel. Mense is vinnig om te sê, o, daai is 'n ou vir wie ek moet pas op. Ja, as die Heilige Gees my waarsku, is dit iemand vir wie ek moet pas op. Maar dis nie vir my om te oordeel nie, dis vir die Gees om te oordeel. Wat sê die woord van die Here? Wat is die werk van die Parakletos? Hy sê, hy sal oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. So vir my om te sê wie moet geoordeel word of wie loop in geregtigheid en nie, it's not my job. Dis die werk van die Heilige Gees, maar as die Heilige Gees in my is, rondom my is, bo op my is, wat sê daai koortjie wat ons gesing het in die sonnaarskool? Bo my, onder my, rondom my, né? Dis waaroor dit gaan. Die Heilige Gees is altyd by ons. En as ek my oor oop het en ek volgens die woord van die Here wandel, sal die Heilige Gees my waarsku. Soos wat hy soveel mense gewaarsku het. Toe Ananias en Safira by Petrus hulle kom en sê, hier is die opbrengs van ons huis, toe sê die Heilige Gees dadelik vir Petrus, hey jok, praat nie die waarheid nie. Hulle het by die huis gekonkel om net 'n gedeelte van die prys te bring. En hulle het nie dood neergeslaan omdat hulle net 'n gedeelte van die huis gebring het nie. Hulle hoef dit nie te gedoen het nie. Hulle hoef glad nie 1 sent te gebring het nie. Die sonde wat hulle gepleeg het is nie dat hulle nie alles gebring het nie. En baie mense probeer dit nou draai. Al jou prosperity predikers wil nou vir jou sê, onthou nou, jy moet nie dele van jou 10de terughou nie. Jy moet jou volle 10de betaal. Dat daar spys in die huis kan wees. Né? Ons weet nie wie se huis wat hulle van praat nie, maar spys in die huis. Maar weet jy wat? Dis nie waaroor dit gaan nie.
Hulle het dood neergeslaan omdat hulle gekom het en vir die Heilige Gees gelieg het. En gekom het met 'n bedrieglike aanslag om te sê, ons is gehoorsaam, terwyl hulle nie gehoorsaam is nie, terwyl hulle eintlik kom en bedrieg. En daarom het Petrus vir hulle gesê, omdat julle vir die Heilige Gees gelieg het, sal hulle julle hier uitdra. En dit met die man en sy vrou gebeur. Dit is wat hulle verkeerd gedoen het. So weet wat, wanneer jy 'n gelofte aan die Here doen, kom hom na. Die woord van die Here sê, jy wil nie voor jou tyd doodgaan nie. People can die before their time, because they make promises to God and then they don't keep to it. Het is maklik om wanneer dit met jou sleg gaan te sê, ag Here, as jy my uit hierdie ene uitred, sal ek so maak en so maak en so maak. En dan as jy gered is en alles is reg en die Here het jou omstandighede vir jou verander, dan vergeet jy daai belofte gemaak. En dan doen jy dit nie. Die Bybel sê, be careful, you can die before your time. Dis presies wat daai skrif sê. Hy sê, moenie 'n gelofte aan God doen en dit nie nakom nie. Waarom wil jy voor jou tyd doodgaan? Dis wat die 38 vertaling sê. So, dis kleiner goedjies, maar dit sit 'n las op jou. Jy het 'n las om in die waarheid te wandel. Dis nie altyd lekker om in die waarheid te wandel nie, want weet jy wat, baie keer is ons eie wille en ons eie grille en ons eie nikke en ons eie drange baie lekkerder as dit wat die woord van die Here van ons vereis, en ons wandel in ons eie weë en ons wandel nie in God se weë nie, en hy sê, ken my in al julle weë en ek sal julle paaie vir julle gelyk maak. Nee. Nou goed, terug na roeping toe. Om in my roeping te leef gaan beteken, ek moet volgens die wil van God wandel. Anderster gaan ek nie in my roeping wandel nie. En dis hoekom daar soveel mense is wat sê, ek weet nou nie wat my roeping is nie. Lekker verskoning, dan hoef ek niks te doen nie. Dan kan ek terugsit. Right, hier's 'n paar goedjies. Johannes 15 vers 16. Julle het my nie uitgekies nie. Ek het julle uitgekies, ek met 'n hoofletter. Wie praat hier? Jesus. Jesus says, you didn't choose me, I chose you. En ek het julle aangestel om vrug te gaan dra, en in my naam en in die naam van my Vader dinge te doen. Né? Ek is gekies deur Jesus Christus om 'n roeping uit te leef. Johannes 15 vers 16. 1 Timoteus 5:24. Hy wat julle roep is getrou. Wie roep ons? Jesus roep ons. Deur die Heilige Gees. Nee, Jesus sit nou by die Vader, hy's aan die regterhand van die Vader en hy sê, dis voordelig dat ek na die Vader toe gaan, want dan sal julle besef wat is geregtigheid. Romeine 8:28, ons weet, dat vir julle wat God lief het, alles ten goeie meewerk wat na sy voorneme geroep is. Na wie se voorneme? Sy voorneme. Hy roep ons roep hom nie, hy roep ons. En dan reageer ons op die roeping en ons neem Jesus Christus aan as ons saligmaker. 1 Petrus 2:21, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het, en vir julle die voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetstappe kan volg. How silly and easy is that? Jy het nie 'n graad nodig om dit te verstaan nie. 2 Titus 1:9, hier is 'n groot ene. Jesus het ons gered en geroep met 'n heilige roeping. Right. Heilig beteken, in daai sin, as jy na die Grieks gaan kyk, 'n spesifieke eenkant gestelde roeping, 'n spesifieke doel, nie die algemene ding van ons is almal kindertjies van Liewe Jesus, ons moet almal getuig nie, ons moet dit in elk geval doen, dit is ons algemene roeping en ons algemene manier van optrede, dis wat van ons verwag word as kinders van die Here, maar daar's 'n heilige roeping, 'n eenkant gestelde roeping vir elkeen van julle wat vanaand hierso sit. Wat sê hy verder? Nie volgens ons werke nie. OK. So Liewe Jesus het nou nie gesien
OK, hierdie ou is 'n baie goeie elektriesien en nou gaan ek hom 'n elektriese bediening gee. OK. En Dani, jou werk is nie bepalend van wat jou roeping is nie. So met my, een en elkeen van ons, wat ons ook al doen. Janique se advokaatskap maak haar nie dis nie haar roeping om 'n advokaat te wees nie. God roep jou nie om 'n sekere pos te beklee nie. Hy roep jou om 'n sekere taak te doen. En vir daai taak bekwam hy jou. Ek wil hê julle moet my mooi hoor. Die feit dat ek is wat ek is, die feit dat jy is wat jy is, en dat Johannes wie hy is en wie ek is, en Gerard en Reiner en Janique, né? Ja, ek sal nie weer sy naam vergeet nie, want hy's Reiner as ek. OK? Né? So, uit die aard van die saak is dit 'n simpel eenvoudige ding. Ek het sekere bekwaamhede gekry. Wat doen die Here met Moses? Hier's 'n voorbeeld, dis die grootste voorbeeld wat ek kan kry in die Bybel. Jesus laat hom in pardon me, ek moet hierdie stukkie by sê. Die Here het 'n sin van humor. Né? Ek het dit vergelyk en vertel. Die Here het 'n sin van humor. Wat doen hy? Farao besluit hy maak al die kindertjies dood, want hy wil die leier wat opstaan om hulle te lei in opstand teen Farao, wil hy dood hê. Né? En God gaan en vat daai leiertjie uit 'n besiemandjie uit en sit hom in die huis van Farao. Hy eet die Farao se kos. Farao betaal vir sy universiteitstoelatings en gelde en studies en hy maak van hom 'n ingenieur. Hy kan stede gebou het en groot dinge gedoen het, siviele ingenieurswerk doen. Voilà! Die vyand wat daai ou probeer uitroep, laat God hom groot maak. En oplei. En bekwaam maak. En dan vat die Here daai ou uit daai omstandigheid uit, met al daai kennis en vaardighede, en dan gaan sit hy hom agter skape vir 40 jaar. So as jou paadjie by 'n klomp skape verbygeloop het en byna het al. Nee. Ouens wat eenvoudig nie wil luister nie. Nee, wat hulle eie koppe volg. Daar's altyd daai afdwalende siel. Nee. Wat jy maar weer moet gaan haal met groot geduld en op jou skouers draai. Sê die goeie herder los die 99 in die kraal en hy gaan soek die een wat verlore gegaan het. Weet jy wat? God gaan in sy proses jou die geduld leer. En as dit nodig is om tussen skape te sit, so be it. Nee. Kyk die opleiding van Josef. I'm going to call it his apprenticeship. Look at his apprenticeship. He was sold as a slave. He was beaten by his brothers. He was chucked into a pit. Then he was sold as a slave. Then he landed in jail. Dis 'n gruwelooslike paadjie. Enigiemand wat na daai paadjie kyk, kan sê, maar hoe kan dit die wil van die Here is? Dit is absoluut die wil van die Here. Want die Here het hom deur daai hele paadjie gevat dat hy die onderfarao van Egipte word om vir sy volk te sorg in 'n tyd van hongersnood. God's got a calling and he's got a purpose for your life. Whether you like it or not. Okay? En as jy sy kind wil wees, hoe gouer jy met dit vrede maak, hoe beter, en hoe gouer jy hom vra, asseblief, my ore is oop, ek luister, lei my in my roeping in. 2 Titus 1:9. Want ons is gered en geroep met 'n heilige roeping, wat ek nou net op afgewyk het. Nie volgens ons werke nie, daaroor het ek nou gepraat, maar volgens sy voorneme en sy genade. Né?
wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. So ons het vir ewig sy voorneme en ons het vir ewig sy genade, ons kan nie daarvan ontkom nie of daarvan af wegkom nie. Efesiërs 4:1, ek vermaan julle om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. God has called you. Conduct yourself accordingly. Janiek gaan daai grappie vang. Okay. Romeine 8:29. Nou hier is 8:29. Jy het net nou 'n versie gequote uit Romeine. Ons is weer by Romeine. Ek het vir julle gesê, ek wonder of die woord Romeine weer uit enige lering uit gaan. Romeine 2:28 sê, want alles werk vir ons ten goeie mee. Ek het hom net nou vir julle gelees. 29 sê, want die wat hy van tevore geken het, het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Lyk jy soos Jesus Christus? As iemand na jou kyk, is jy die gelykheid van die beeld van die seun van God? Ja, ons almal is. Ons is veronderstel. Maar is ons? Of is daar nog plekke waar die Here nog moet skaaf en bietjie, soos wat pastoor Ben altyd gesê het, still under construction, né? Niemand is sonder sonde nie. En nee, niemand is sonder sonde nie, dit is so. So Maar, geskal word. Maar, hoekom nie daar nie? Ons is dus so sonde gebore. Nee, hoekom het ons sonde? Hoekom is daar niemand sonder sonde nie? Kom ons debatteer gou daai punt wat jy nou hier vir ons gegee het. Ongehoorsaamheid. Dit deel van dit is ongehoorsaamheid en dit is ook in die woord staan dit uitdruklik geskryf dat almal sonde het. En die wat sê hy het nie sonde nie, maak God tot 'n leienaar. Staan net so geskryf. Dis alles waar, dit staan in die Bybel, maar hoekom? My vraag is nie, dit is so nie, of is dit so nie, my vraag is, hoekom? Ons lewe in 'n sondige wêreld. Ons wil nie die wil van Maar ons het nie nodig om te sondig as ons nie wil nie, al woon ons in 'n sondige wêreld, maar hoekom is dit so? Hier's 'n pertinente vraag op die tafel. Hoekom is dit so dat ons almal sonde het? Hoekom is dit dat die magtige Paulus in Romeine skryf en sê dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek? Want jy het vlees. Hæ? Ja, Want jy het 'n vlees. Nee. Hoekom? Ons is vlees. want ons maak keuses. Ek het 'n vlees. Ons is, ja, ek het 'n vlees, want ek is 'n geestelike wese. Dankie Janiek, dit is die regte volgorde. Ek het 'n vlees. Ek bly in 'n liggaam. Maar sê vir my, hoekom? Dit maak Ons die is verkeerde in keuse. sonde gebore. Ons is in sonde gebore, maar hoekom? Dat ons kan vir die Here vergifnis vra. Dat Ja, ons met hom dan vra ons om vergifnis, ons word vergewe, dan sondig is weer, dan moet ons weer gaan vergifnis vra. Hoekom? We are mortal. Yes, like ouens. Want ons Ek- is vleeslik, ons is nie. Ons is vleeslik, maar hoekom? Die keuse daar's 'n keuse wat jy kan maak. Ja, okay, kom ons Reg of verkeerd. Nee, kom by die antwoord uit. Dis 'n eenvoudige antwoord, mense, julle gaan julle eie alies kom. Ons is nie volmaak nie. Daar Ons is sê net jy een wat kom volmaak nader aan die punt. God se krag word volbring in my swakheid. Want wat hy uitgekies het as swak is juis om dit wat sterk is aan die kaak te stel. Hy sê dit wat vir die wêreld wysheid is of dwaasheid is vir God wys. En hy die swakheid wat sê Paulus in Romeine? Hy sê God se krag word in my swakheid volbring. Dis dan wanneer God my kan gebruik, want dan is ek nie te slim vir woorde nie. As ek geen sonde gehad het nie, dan kan ek daarom soos Job gaan sit het en gesê het, hoor, ek het niks verkeerd gedoen nie. Ek het 'n saakie om met die Here uit te sort. En ons weet waar dat dit vir Job gebring. Dit het vir Job op 'n punt gebring waar hy gesê het, ek besef nou, ek het nie 'n saakie om uit te maak met die Here nie, want die Here maak soos wat hy wil. En niemand sal keer nie. En nou laat ek hom sien van aangesig tot aangesig en besef wie hy is, nou verag ek myself. Voordat ek op 'n punt kom en sit en myself verag, kom ek hou my nie meer regverdig as, wat sê Spreuke, hy sê, moet jy nie meer regverdig hou as wat jy is nie. Waarom jou eie ondergang soek? Dis wat daai versie sê.
Nee. So wat ek vir jou sê is, ons het sonde. Want ons is swak. En dit is juis in ons swakheid. Kom ons sing gou daai koortjie. Let the weak say I'm strong. Strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. How good the Lord is for me. Né? And what he's done for me. Wat ook al. Punt van die saak is, as ek swak is God sterk. Paulus kom in 'n ander boek en ek gaan nou by daai boek kom want ek het nou klaar gepraat oor die roeping en ons weet daar's 'n roeping en ons weet ons moet in hierdie roeping leef. Né? En nou kom Paulus en ons kom by die volgende boek van die Nuwe Testament. Watter boek kom na Romeine? Korintiërs. Korintiërs, slim seun. Slim seun. Jy kan Dis een van hierdie chocolaatjies kry. Okay? Yay! Uit hierdie kant toe gespring. Korintiërs. Nou gaan ek die vraag vra wat ek laas keer gevra het oor Romeine. Hoekom is Romeine die boek na Handelinge en na die evangelies? Nou vra ek die volgende vraag. Hoekom is Korintiërs die boek na Romeine? Ek gaan 'n slukkie koffie vat sodat jy kan dink oor hierdie een. Lyken, in your absence I've asked a question. Why is Corinthians, 1st and 2nd Corinthians, in the Bible after Romans? Ons weet nou. I've explained to the people that Romans was directly after the 4 Gospels and after the Acts, showing people are now going out in accordance with the Gospel and spreading the Gospel. And now we're at Romans, and why Romans? Because it explains the Gospels. And it explains what spirituality means and what it is to live in the Spirit instead of in the flesh, and how to be led by the Spirit. And then it tells you how to live in holiness. And then all of a sudden comes Corinthians. Alright. Why? Ja, vat 'n kans. Dis omdat Jesus sy kerk begin bou het. Nee, Jesus het sy kerk gebou toe die Heilige Gees uitgestort is in Handelinge en Petrus 3000 mense tot bekering gebring het in een dag. In Jerusalem. Alright. So, that's not it. Was a nice try. But no cigar. Okay? Ek wil try Andrei. Oh, ja, asseblief. So dit is oor die Korintiërs wat Paulus getraai het om te probeer hulle wysig te maak oor hoe om en meer soos Jesus te lewe en waar hulle verkeerd gegaan het. Dink ek dit is so ietsie. Jy is amper reg. Ek like jou poging. Dit is in die regte rigting. Okay, kom ek gee vir julle gou agtergrond. Waar is Korinte? Waar is die stad Korinte? Griekeland? Tussen Griekeland en Hy's in Klein-Asië en yes, hy is waar Griekeland is, waar baie Grieke was, want Paulus het, as jy Handelinge 16, 17 en 18 lees, Handelinge 16, 17 en 18 lees, en jy sien Paulus het gegaan na Antiochië toe en het gegaan na Athene toe en van Athene af het hy gegaan na Korinte toe. Wie weet dit? Hoekom lees julle nie julle Bybels nie? Ek gaan nou eers hierso straf uitdeel. Okay? Okay? Right, nee, goed. Goed, nou Korinte was 'n baie vername handelsstad in die Romeinse ryk. Omdat die Romeinse ryk daai wêreld oorheers het. Was dit 'n baie vername handelsstad gewees en daar was baie mense in Korinte.
Dit was 'n taamlike groot plek. Maar daar was 3 goeters in Korinte waarvan die woord ons leer. En dit is dat Korinte was geweldig besmet met heidense godsdienstbedrywighede. Né? Baal aanbidding. Asherah en al daai dinge en alles wat daarmee gepaard gaan. Verskillende godsdienste en heidense godsdienste wat in Korinte nagevolg was. Almal het gemaak wat hulle wil. Dan was daar 'n tweede ding. Dit was 'n stad wat algemeen bekend was vir sy kultuur. So kultuur het 'n baie groot uitwerking gehad op Korinte, want dit was nou baie oor Apollos en al die Griekse gode en al daai tipe van jazz. En dan is daar die derde punt wat in Korinte was, wat mense nie van weet nie, en dit is hulle algemene onsedelikheid. Nou, ek het al vir julle gesê, die Grieke het nie 'n probleem nie. Die vrou bly by die huis en maak die kinders groot en hy gaan met die mistress uit. En as hy vir hierdie mistress moeg is, dan vat hy die volgende mistress, en as hy die volgende mistress nie wil hê nie, dan vat hy die volgende mistress. Maar vrou lief moet by die huis bly en kinders groot maak. Dis die ma van sy kinders. Klink so amper soos Suid-Afrika. Die arme vrou met die kinders vroeg bad en in die bed kry en in die kooi kry, terwyl pa nog by die jolplekke rondloop en kyk wat gaan by wildebees of by die willebees aan, en ek weet nie wat se ons is alles nie. Want, ek mag jol, maar vrou moet by die huis sit. Dis Korinte op sy beste. So dit is wie Korinte was. It was a bad place. En Paulus gaan stig 'n gemeente in Korinte in daai omstandighede. Maar nou in Korintiërs, 2 Korintiërs, die tweede brief wat net na hierdie eerste ene kom, waar hy vir die Korintiërs in sy tweede brief skryf hy vir hulle ding, hy sê vir hulle in 2 Korintiërs 2, hy sê die werke van die duiwel, van Satan, is nie aan ons onbekend nie. Ons weet hoe hy is. We know who the devil is. Ons ken sy werke, ons ken sy manier van optree. En wat is die hoof manier vir die duiwel om te werk? Is deur tweedrag te saai. Onmin te bring tussen 'n man en 'n vrou. Dis die duiwel se werke. Kom nie van die Here af nie. Nee. En hy kom bring verdeeldheid, en daarom is daar in Johannes en later van tyd in die boeke wat geskryf is, in 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes, 2 Johannes, en daai boeke, aanhoudend gepraat van vals leraars wat gekom het om mense te verlei, om nie eensgesind te wees nie. Nou, kom ons kom by Korintiërs. Nou skryf Paulus vir hierdie ouens 'n brief. Maar dat ek eers vir julle vertel, hoekom skryf hy 'n brief, en hoekom sê hy dit nie vir hulle terwyl hy daar is nie. Want hulle het hom so sleg behandel in Korintiërs. En die Jode, sy eie mense, het hom so afgekraak, en hy moes in die eerste gedeelte van 1 Korintiërs, moes hy ernstig, ek wil amper sê beklei, om sy eie roeping as die apostel vir die heidene te verduidelik en te validate. Hy moes homself validate teenoor hierdie mense. Want hulle sê van wie is jy? En dis hoekom, as jy Korintiërs begin lees, dan sien jy reg aan die begin van Korintiërs, en sê hy, wat gaan met julle aan? Hierdie een sê ek is van Paulus, daai een sê ek is van Apollos, daai een sê ek is van so en so. Van Gaius. Is dit nie dieselfde gees wat in ons almal werk nie? En dan kom hy en dan sê hy vir hulle, hou op om te sê my pastoor is beter as jou pastoor. Want ek is van Apollos, my pastoor is Apollos. Jou pastoor is Gaius. Apollos is beter as Gaius. Apollos is daarom ten minste een van die Griekse gode ook. So okay, né? Dis waaroor dit gegaan het in Korintiërs. En toe besluit Paulus, maar hey, ek mors my tyd hier.
Hy sê dit ook vir hulle. Hy sê vir hulle, ek het nie nodig om myself aan julle te verduidelik nie. Ek het na julle toe gekom in liefde. En julle kan nie 'n fout vind met wat ek gedoen het nie. En toe gaan hy en hy gaan daarvan aan af en hy gaan Efese toe en na 'n ander Efese en nog na 'n ander plek toe ook, maar toe sit hierdie ouens ewe skielik en nou is hulle in 'n harwar. En weet jy wat? It's so amazing how the Bible is constructed by the Holy Spirit. Hy gee vir ons die evangelies, dan sê hy vir ons die ouens gaan om die evangelie te verkondig en dan sê hy onmiddellik begin die duiwel teenwerk. Kyk wat het alles met Paulus hulle gebeur aan Handelinge. Skippe wat sink en ek weet nie wat se storms wat alles kom nie, want die duiwel is lustig. Nee, en hy wil die werk van die Here teenstaan. En dan kom hy in Romeine en dan kom verduidelik hy die evangelies en dan sê hy vir die ouens, hoorie so, dis eintlik waaroor dit gaan. En dan sê hy vir hulle, ons moet heilig wandel volgens ons roeping, ons moet heilig wandel volgens die werke van die Gees. Nee, in heiligmaking. En dan kom hierdie ouens in Korintiërs en dan skryf hulle vir hom 'n brief. En dan sê hulle vir hom in hierdie brief, jy is nie meer hier nie, maar verduidelik vir ons 'n paar goed. En nou is dit interessant om te sien wat se goeters waaroor skryf hulle vir hom. Hulle weet nie hoe lyk 'n huwelik nie, want almal spyker rond. Verskoon my Frans, maar dis die waarheid. Hulle lewe in algemene onsedelikheid, se bekendheid van die Korintiërs. Hulle lewe in die vlees. Dis vir hulle wat hy ook op 'n stadium sê, hey, julle behoort nie aan julleself nie man, julle behoort aan Jesus Christus. Get a grip in life. Jy behoort nie aan jouself nie, jy is die eiendom van God, jy is duur gekoop deur sy bloed. Lewe waardig die roeping waarmee jy geroep is. En dan verduidelik hy vir hulle presies waaroor ons vanaand praat, roeping. En hy sê vir hulle, julle het 'n roeping, julle moet volgens julle roeping wandel. Maar hulle skryf vir hom oor die huwelik, hulle skryf vir hom oor wat is die taak van die priesters, allerhande snaakse vrae wat hulle vir Paulus in Korintiërs vra, en al wat daai vrae vir jou wys, is dat hierdie ouens mis Romeine. Hulle moet in ons huiskerk gewees het, dat ons vir hulle kan sê, hoekom is Romeine geskryf? Want hulle hele probleem is, hulle wandel in die vlees, en hulle probeer in die vlees die ding doen. En hulle doen baie goeie goed, maar hulle doen dit in die vlees. En dis, as julle die eerste stukke van Korintiërs lees, dan sê julle dit agterkom. En dis hoekom hy vir hulle sê, hoor hierso, maar hoor hierso, dit is nie wat julle in die vlees doen nie. En dan berisp hy hulle daaroor. En dan skryf hy vir hulle, dan sê hy vir hulle, mense, dit gaan nie oor jou eie krag nie. Dit gaan oor die krag van God. Né? 1 Korintiërs 1 vers 9, sommer hier vroeg in Korintiërs. God is getrou deur wie julle geroep is. Waaroor gaan dit? Roeping. Hy sê, God is getrou deur wie julle geroep is tot gemeenskap met sy seun Jesus Christus ons Here. Ek gaan hom vir julle lees in die 83 vertaling, want hy lees mooier daar. Hierdie is so vreeslik amper Hoog-Hollands. 1 Korintiërs 1:9 in die nuwe vertaling sê, God is getrou, hy wat julle geroep het om verenig te lewe, in eenheid te lewe met sy seun Jesus Christus. Wat bid Jesus in Johannes 17? Vader, dat hulle een sal wees soos wat ek en jy een is, dat die mense, die disippels, een sal wees met my, soos wat ek met die Vader een is. En dis wat hy vir hulle skryf in Korintiërs, hy sê, julle moet wegkom van die vleeslike pogings af. Vleeslike pogings werk nie.
Hoekom het julle nie sukses nie? Hoekom lewe julle nie in absolute oorwinning nie? Hier is die versie, by the way daaroor, want ek wil my landingswiele uitkry. Almal gaan nou begin vir my so kyk met dim oogies. Né? Hy sê hierso. Hy sê, maar God sy dank, 2 Korintiërs 2, maar God sy dank, deur wie ons altyd sal triomfeer. In Christus, sodat ons die reuk van sy kennis deur ons oralster kan versprei. Man, you will be successful. If you walk in terms of your calling, you will always have victory. Hoekom? Want God het jou geroep. Nou kom ek vertel julle gou en ek gaan vir julle met hierdie vraag hierso los. Ek het nou dalk nog so 1 of 2 goedjies om te sê. Is te lekker om oor hierdie goedes te praat. Ja. Jesus se disippels word geroep. Wie die disippels geroep? Jesus het hulle geroep. Hy roep sy disippels, hy kry sy disippels en hy loop met hulle 'n pad en hy wys vir hulle en hy leer hulle en hy vertel hulle gelykenisse en hy stap met hulle 'n pad en dan kom hy en hy sit hulle in 'n bootjie. En dan klim hy saam met hulle in die bootjie. En dan vaar hulle met hierdie bootjie in die see in en Jesus is moeg. Hy het 'n klomp mense gesond gemaak, hy het die evangelie verkondig en hy gaan lekker daar op die kussing agter op die bankie in die skip and he falls asleep. And he sleeps like I sometimes sleep when I'm snoring. Te lekker. En hier kom 'n storm. 'n Storm wat van die duiwel afkom. En dis definitief van die duiwel af, want die storm kom nie van God af nie, want God gaan homself nie bestraf nie. Want 'n huis wat in homself verdeeld is, kan nie bly staan nie, en Christus self sê dit. So hierdie storm is van die Satan af. En hulle wil sink. En die skip is vol water. En eventually hardloop hulle na Jesus Christus toe en hulle sê vir hom, meester, is jy nie gepla daaroor dat ons besig is om te vergaan nie? En hy sê vir hulle belangrike dinge in my notas. Hy sê vir hulle, waarom is julle so bang? Het julle dan nie geloof nie? Ek klein gelowiges. Nou ek het haar 'n vraag gevra. I asked Laken this question the other day. Ons verstaan die eerste deel. Waarom is julle bang? Want mense word verskriklik graag bang. Ek ken iemand en ons almal wat jy ken amper daai iemand. As die weer net donker raak, dan is hulle bevrees. Dan gaan dubbelong ontstekend vir hulle hier agter die paal in die straat wag en op hulle spring as hulle verbykom. Nee. As hulle net hoor daar gaan 'n riot wees, dan wat dan? Nee. Agter slotte grendel. Bel vir AAA. Hulle moet ons kom oppas. Vrees is 'n ding wat mense maklik beetpak, want ek het toe ek oor die geestelike vyande gepraat het gesê, waarvoor staan die Hetiete? Dit beteken vrees. 'n geestelike vyand van die kinders van God wat geestelik probeer wandel, is vrees. Vrees is 'n magtige tool vir die duiwel om teen ons te gebruik. So vrees is die duiwel se wapen. En nou kom die Here en hy sê vir hulle, hoekom is julle bang? Hoekom vrees julle? Het julle dan nie geloof nie? Hier's die vraag. Geloof in wat? Geloof in Christus. Okay, geloof in Christus is raak, maar hoekom sê jy so? Want as jy nie geloof in Christus het nie, dan het jy nie eintlik geloof nie. Okay, nou is hierdie ouens besig om water te skep met hulle emmertjies en hulle sê, ons glo in Jesus. Glo in Jesus. Bloep, 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 bloep. Daar gaan die bootjie. Geloof in wat? Christus is reg, maar is gekwalifiseerd reg. Geloof in wat? Ek is so bly julle is almal vanaand wakker. Julle luister vanaand. Right, hier is die antwoord. Ek gaan nie tyd mors nie, ons gaan tyd hardloop uit. Geloof in wat? In Christus as wat? As die lewende woord van God. Nee. So ek moet glo in die woord van God.
En ek moet glo in wat die woord van die Here vir my sê. En hier is 'n klomp geroepenes. Hulle is geroepe. Hulle is in hulle roeping. Hulle is saam met Jesus Christus in die bootjie in hulle roeping. En hy sê, as jy besig is om in jou roeping te vaar, is ek by jou in die boot. En hier vaar hulle en hulle is almal geroep en hulle het 'n roeping om uit te leef. Het hulle almal hulle roeping afgehandel gehad op daai stadium? Nee. Nee. Thank you very much. Sou hulle dood gegaan het in daai storm? Nee. Nee. Nee, want God gaan laat hulle hulle roeping uitleef. Want hy het hulle geroep. Hulle het net nie geweet, o heerlikheid, ons moet glo dat ons gaan niks oorkom nie, want Jesus Christus gaan ons red nie. Want hy red ons uit. Wie se job was dit om daai, ek het by hierdie ding baie keer in my eie gedagtes gedink, okay, nee, wat die Here daar bedoel is, die disippels moes gedraai het en gesê het, okay, ons het geloof, soos 'n mosterdsaadjie. Storm, wees stil. En dan sal die storm stil gewees het. Hulle was nog nie opgelei om dit te doen nie. Hulle het nog nie geweet hulle moet dit doen in die naam van Jesus Christus nie, anders sal dit nie gebeur nie, want hy het al die volmag. Hulle was nog nie by daai opleidingspunt nie. Waarin moes hulle geloof gehad het? Hulle moes geloof gehad het in die woord, dat God vir hulle gesê het, ek roep julle, want julle sal vissers van mense word, en hulle was nog nie vissers van mense op daai stadium nie. So uit die aard van die saak, het hulle roeping nog nie begin posvat nie, so God sou nie toegelaat het dat hulle vergaan nie. Leerskool. So as jy jou roeping besef en weet ek wandel in 'n roeping waarmee God my geroep het, sal niks, hoor wat ek vir julle sê, niks keer dat jy jou roeping uitleef as jy in die wil van die Here wandel nie. You will be successful. You will be victorious. Jy sal in oorwinning wandel. Hoekom? God sal jou in oorwinning laat wandel, omdat jy 'n roeping het om uit te leef. Dis waaroor dit gaan, geloof in die feit dat ek geroep is, en ek my roeping moet nog gaan uitleef. God het my geroep. Ok, kom ek vra vir jou 'n vraag, Dani. Dink jy het al die roeping waarmee God jou geroep het afgehandel? Jy's nou op retirement. Nee. Jy's emeritus, Dani. Nee, jou roeping is nog nie klaar nie. Nee, glad nie. Dan sal God jou bewaar, God sal jou beskerm, God sal jou deur jou stryd en jou probleme dra, en hy sal vir jou die oorwinnings gee, sodat jy op hom kan vertrou en nie op mense nie, en hy sal aan jou voorsien, totdat jy jou werk op aarde afgehandel het, en dan sal hy sê, jou werk is klaar, ek kom jou haal. My taak. Jou taak is afgehandel. Are you following? I know I'm getting very loud here. Okay? Maar die punt wat ek wil maak is, mense, as ek in my roeping wandel, en selfs al is ek nog nie in my roeping nie, en selfs al voel ek besef nog nie presies wat my roeping is nie, dan is dit tyd dat ek die Here se aangesig soek, en dat ek op my knie gaan staan en sê, Heilige Gees, help my, om werklik waar na God toe te gaan in opregtheid en in ootmoed om te besef waartoe ek geroep is. Wat is dit wat die Here wil hê ek moet doen? Yes, die bekwaamhede waarmee jy bekwaam is nie om dowenete nie. Jy gaan dit gebruik. Want dit is daardeur wat God homself gaan verheerlik. En daarom gebruik hy all walks of life. En hier is die versie wat dit dan betref. Geloof in my roeping. Hy sê, ek het hier so 'n stukkie geskryf. In die Christelike geloof word 'n las wat die Heilige Gees op jou plaas dikwels gesien as 'n goddelike roeping of 'n passie wat deur God in jou hart geplaas word. Nie jou eie passies nie. Nie die passie vir die buurtannie nie. Nee? Hoe weet jy is my buurvrou wat ek like? Hoor wat sê hy hierso? As ons net, hoor nou wat sê hy hierso, hierdie is 'n belangrike versie, mense, ek sluit af, is my tweede afsluiting. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Hoor julle wat sê die Bybel hier?
1 Korintiërs, vanaand se boek. Hy sê, as julle net vir hierdie lewe, hierdie vleeslike bestaan, op Jesus Christus hoop, is julle die elendigste van alle mense. Because that's not what it's about. It's not about the flesh. It's not about this life. It's about the life hereafter. Dit gaan oor die koninkryk van God, mense. Dit gaan nie oor hierdie lewe nie. Volgende versie, 2 Korintiërs 2:10. Hy sê, as julle iemand vergewe, vergewe ek hulle ook, want wie ek ook al vergeef het, as daar iets was om te vergeef, dit het ek om julle ontwil gedoen, voor die aangesig van Christus, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sal word nie. Want ons is met sy planne bekend. Ons weet hoe die duiwel werk. Wanneer jy goed doen, dan staan die kwade jou by. Wanneer jy besig is om vir mense te probeer uit die woord van die Here leer, sal daar mense wees wat kom en sê, moenie vir daai ou luister nie, hy praat twak. En dit is presies wat in Korintiërs gebeur het. Hierdie arme Paulus moes homself so verduidelik en hoekom hy 'n roeping van die Here afgekry het om onder die heidene te kom preek, né? Dat hy eintlik half mismoedig geraak het en gesê het, "Eers, hierdie klomp Korintiërs, moeilike ouens." Né? Maar nou kom hy by 2 Korintiërs 2:14, dan sê hy, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus. Hy laat ons altyd wen, hy laat ons altyd bo uitkom. Die duiwel dink hy het jou uitgehaal, die duiwel dink hy het jou uitgekanseleer, en daar's nou niks meer van jou oor nie, en jy gaan dit nie maak nie. Ek het vir hom slegte nuus. Korintiërs sê, en dis nou Korintiërs wat dit sê, nie Romeine nie. Ons sal altyd triomfeer in Christus. If I'm in Christ, I will always be victorious. Always. Maak nie saak hoeveel aanslag kom nie. Maak nie saak hoeveel teleurstellings kom nie. Die Here sal jou uit hulle almal uitlig. Dis hoekom die woord van die Here sê, vermenigvuldig is die teëspoed van die regverdige, maar uit al sulkes red die Here hom. Hoekom? Want hy het hom geroep, hy het hom geverordeneer, hy het hom gestuur, hy het hom gesalf, hy het hom geheilig, hy het hom gealles, sodat hy sy werk vir hom kan doen volgens die spesifieke roeping wat God vir sy lewe gehad het. En hier is 'n versie in die notas, julle kan maar die notas gaan lees as julle wil, né? En dit is 'n versie wat die volgende sê, hy sê, wandel, as julle hier gaan kyk na die versies oor roeping, dan sê hy, wandel in die roeping en bly. Hy sê, laat elkeen in die roeping bly, waarin hy geroep is. Nou het ek 'n roeping en ek het 'n baie bad roeping. Ek moet met bad ouens werk en dit is my roeping. En nou doen ek dit en ek is suksesvol. Maar nou sien ek, Jesus man, met daai ou, sy roeping lyk vir my so lekker. Hy het so 'n lekker jobbie by die Here gekry. Now I want to switch horses. You can't do that. If God has called you for a specific thing, you're called for a specific thing and for a specific purpose. God het 'n rede vir ons lewe. Ons is nie om dewernete op die aarde gesit nie. En dit is wat vanaand se woord vir julle moet sê. Die roeping waarmee God julle geroep het, gaan maak dat julle in oorwinning lewe as julle die geloof in die woord van God behou. Moenie die geloof verloor nie. Wat sê die Here vir Petrus? Hy sê die duiwel het vir jou geleen loer, presies wat ons nou net gelees het. Ons is maar al te veel bekend met die planne van die duiwel. Hy sê die duiwel het geleen loer vir jou. Maar ek het gebid sodat jou geloof nie opraak nie. Sodat jy die geloof sal behou, sodat jy my woord sal bly, sodat jy in jou roeping sal bly, sodat jy aan my getrou sal bly, sodat jy sal doen wat ek vir jou sê om vir my te doen. En as ek vir jou sê om iets te doen, doen dit, wandel in gehoorsaamheid. Hy sê, kom my gebooie na. Hoor wat sê hy? Hy sê, my las is nie 'n swaar las nie, dis 'n ligte las. Hoekom? Want die Heilige Gees help jou dra, man. Ek het vir julle verduidelik wat dit beteken in die laaste les. Die Heilige Gees is die Parakletos wat kom en dan sê hy, wat dit beteken is, hy kom letterlik en hy lig jou las op en hy maak jou las ligter en hy sê, laat ek het vir jou help dra. Die Heilige Gees is ons helper.
Hy is ons advokaat, hy is ons leermeester, hy is ons leidsman. Dis wat die woord van die Here vir my sê. Hy sal julle leer en lei. Hy sal julle herinner. Hy sal vir julle vertel en herinner van al die waarheid. Hy sal julle laat wandel in die spore van geregtigheid, om sy naam se ontwil. So nou verstaan julle hoekom Korintiërs kom na Romeine. Want die Korinte het nou net mooi nie geluister wat Paulus vir die Romeine gesê het nie. Hulle het geprobeer om in die vlees die ding self deur te sien. En toe moes Paulus kom en vir hulle sê, hey, die huwelik is 'n heilige ding. Stop julle grondvoetery. Los die ander flossies uit. Gelukkig is ek Get your act together. Nee, wandel volgens die woord van die Here. Kom sy gebooie na. Wandel in liefde. Wandel in vrede met alle mense. Paulus skryf 'n baie belangrike ding vir die Korintiërs. Hy sê vir hulle, ek het na julle toe gekom nie met enige aggressiwiteit of oorreding van menslike wysheid nie. Ek het na julle toe gekom net met die evangelie van Christus. En daar's baie goeters wat hy in Romeine geskryf het, by the way, wat hy in Korintiërs ook sê, want dit gaan oor dieselfde beginsels. Maar die Heilige Gees het die volgorde bereken. Hoekom? Laaste vraag. Derde afsluiting. Hoekom? Want Korintiërs is geskryf ongeveer 52 jaar nadat Jesus Christus gekruisig is. Voordat die tempel nog afgebreek was, 70 jaar na Christus gekruisig is Korintiërs se boeke al geskryf 52 jaar en Romeine is daarna geskryf. Maar die Heilige Gees het gesê, hierdie ene verduidelik daai, ek gaan hom eerste sit. En toe sit hy Korintiërs, sodat die mense wat sukkel met die stryd tussen die vlees en die gees, waarvan Romeine praat, kan besef waaroor dit gaan, en kan sien dat, weet jy wat, as ek in my roeping wandel, en ek in geloof in God en in Christus wandel, gaan ek die werke van die vlees kan kruisig. En gaan ek nie langer in onsedelikheid wandel nie, gaan ek nie langer my laat verlei deur mense wat 'n ander evangelie verkondig is, dit wat van Christus afkom. OK. Vleit, my storie is uit. OK.